Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 16de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, Jocelyn lewe nog volgens die minister. Nuushoofdtrekke vir vandag. FSA sny sy kostes om burgerskap prys te gee. Jocelyn lewe nog volgens die minister. SANW gaan in 9 provinsies ontplooi word. Honderde mense het opgedaag om Mosiuoa Lekota te groet. Skeieregter gee 8 geel kaarte en 3 rooi kaarte in Boland wedstryd aan spelers. Proteas wen Kiwis in eerste T20 wedstryd. Bewyse en verklarings oor Jocelyn Smith se verdwyning wat deur die private speler bekom is wat hy aangestel het, gaan die week aan professor Farid Chakalia, waarnemende minister van polisie, oorhandig word, so het Guyton McKenzie, PA-leier, gister in Saldanha op die bekendstelling van die Jocelyn Stichting gister gesê. Hy sê die private speler het met Lombard gepraat, wat aan hom gesê het, sy is bereid om nou vir die polisie te sê waar Jocelyn haar tans bevind. Volgens McKenzie is Letone die meesterbrein agter die ontvoering en verdwyning van Jocelyn op 19 Februarie 2024. Jacqueline Boeta Apollos het glo ook aan McKenzie gesê, Jocelyn se verdwyning vreet aan hom en dat hy met die waarheid voor 'n dag wil kom. Smith, Apollos en Van Ryn is in Mei 2025 lewenslange tronkstraf opgelê weens Jocelyn se ontvoering en mensenhandel van Jocelyn deur die Hooggeregshof wat in Saldanha gesit het. Ook McKenzie het gister die 3 se skuldigbevinding en vonnis as gepas beskryf. Hy het ook gesê, hy glo dat Jocelyn nog steeds lewe. Hy sê hy het ook gekyk na die betrokkenheid van 'n taxi-bestuurder van die Oos-Kaap. Daar is volgens hom soveel goed in sy ondersoek wat die vinger wys na 'n spesifieke persoon. Intussen het die polisie by navraag gesê die ondersoek en die soektog na Jocelyn gaan steeds voort tot sy welgevind word. 'n Polisiewoordvoerder sê die polisie ontvang derentyd inligting van die publiek oor waar Jocelyn haar moontlik kan bevind en wie moontlik by haar verdwyning betrokke was. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake het die koste om Amerikaanse burgerskap te laat vaar drasties gesny. Die koste is van R39.000 tot R7.000 verlaag door die Amerikaanse regering se federale register. Die nuwe tarief stem ooreen met die bedrag wat van 2010 tot 2014 gegeld het. Geld sal gebruik word vir die administrasie wat met die proses gepaard gaan en aansoeke sal by die Amerikaanse ambassades en konsulate gedoen kan word. Die nuwe tarief het Vrydag in werking getree. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gaan in al 9 provinsies ontplooi word, misdaad soos bendegeweld en onwettige mynbou in samewerking met die polisie te takel met provinsies soos die Wes-Kaap, Gauteng en die Vrystaat wat as brandpunte geïdentifiseer is. Generaal Fanny Masimola, nasionale polisiekommissaris, het op die mediakonferensie gesê die ontplooiing strek oor 13 maande met meer as 2000 SANW-lede wat oral in die land ontplooi sal word. Volgens hom is die doel van die ingryping om die polisie ruimte te gee om soveel misdaad op straat te hanteer en georganiseerde misdaadgroepe te ontwrig en te ontmantel. Die weermag sal in die eerste week van April in die Wes-Kaap ontplooi word. Honderde roubeklaars het in Bloemfontein bymekaar gekom om Mosiuoa Lekota te groet. Lekota, oorspronklik van Senekal, is Saterdag in die Rosestad te rustig gelê. Hy is op 77-jarige ouderdom na 'n lang siekbed oorlede. Lekota was die eerste demokratiese verkose premier van die Vrystaat van 1994 tot 1996 en was later ook 'n minister van verdediging van 1999 tot 2008 en die voorsitter van die ANC van 1997 tot 2007. Hy was ook die leier van die politieke Kou-party. Malula het op sy beurt gesê, Lekota het gelewe vir vryheid en dat hy om met alles en daarvoor geveg het. Lekota is op 13 Augustus 1948 in Senekal gebore en het sowel sy jeug as volwasse jare aan die vryheidsstryd gewy. Hy het baie jare as 'n politieke gevangene op Robben-eiland deurgebring. Die polisie in die Wes-Kaap het 'n beplande transiete rooftog gevnyk toe hulle 5 vermeende voornemende rowers Vrydag in hegtenis geneem het. Die polisie het ook op 4 vuurwapens, waaronder 'n AK-47 aanvalsgeweer, beslag gelê. Die 5 mans, wat almal tussen 30 en 39 jaar oud is, het glo transiete rooftog beplan. 'n Voertuig is deursoek en daar is op 'n 9mm pistool afgekom, waarvan die reeksnommer afgevuil was, asook ammunisie. 'n Huis is deursoek en daar is afgekom op 2 9mm pistole met verskeie patrone en 'n AK-47 aanvalsgeweer met 79 patrone. Die polisie het ook op 'n selfoon en
kontant van R8.000 beslag gelê. Die verdagtes verskyn vandag in die Landershof in Kuilsrivier. 'n 8-jarige leerling van Dulu Junior Secondary School in die gebied van Leboude in die Oos-Kaap blykbaar haar eie lewe geneem omdat sy na bewering by die skool geboelie is. Die voorval het blykbaar op 8 Maart by die meisie se ouerhuis in Nkwadukasi gebeur. 'n Polisiewoordvoerder het gister by navraag gesê die meisie het haarself op 8 Maart weens beweerde boeliegedrag gehang. Die polisie ondersoek tans hierdie voorval. Suid-Afrika is die mees geteikende land vir kuberaanval in Afrika. Kuberkrakers gebruik uitvissing e-posse nie meer net om disinformasie te saai nie, maar ook vir bedrog. Soms is dit 'n laaggraadse indringersware wat op die harde ware afgelaai word, maar in ander gevalle kan kuberkrakers losprysware gebruik en dan die maatskappye van lyn afdwing. Die kuberaanvallers eis dan van die eienaar 'n groot som geld om die data weer toeganklik te maak. Mense is meer geneig om 'n slagoffer te word van 'n kuberaanval op hulle selfoon. Kuberaanvallers probeer emosie ontlok. Hulle pas druk toe en mense word slagoffers. Juist dan moet jy diep asemhaal en bepaal of dit 'n kuberaanval was of nie. Volgens SA Cane Growers, 'n belangergroep wat duisende suikerboere in KwaZulu-Natal en Mpumalanga verteenwoordig, verloor die suikerbedryf tans R7.000 per ton op plaaslike vervaardiging van suiker. Suid-Afrika het in 2025 'n rekordhoeveelheid van bykans 200.000 ton suiker ingevoer. Die departement het intussen wysigings aan die invoertariewe vir suiker gemaak, maar vroeë aanduiders toon die ingryping het geen wesenlike impak gehad nie. Die suikerbedryf is die lewensaard van verskeie landelike ekonomieë in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga. Die tweede kwartaalse bedrag verteenwoordig 'n styging van 17% in onbetaalde fakture, oftewel 'n bykomende R663 miljoen. Agterstallige en laatbetalings is 'n ongerief vir KMO's en hou 'n wesenlike bedreiging in vir klein sake en finansiële volhoubaarheid. Talle KMO's bied werkgeleenthede aan vir mense wat hulle huishouding se enigste broodwinner is, wat beteken agterstallige betalings beïnvloed hulle werknemers se vermoë om hulle salarisse te betaal. Dis raak die werknemers agter met uitgawes soos huur en skoolgelde. Die rugby-skeieregter Sean Miller het 8 geel kaarte en 3 rooi kaarte uitgedeel in 'n wedstryd wat die Cavaliers met 56 punte teenoor 23 gewen het. Aan die Bolandse kant het Dayan van der Westhuizen, Sulay Arendse, Marilyn Williams, Andrew Beerwinkel en Lunatic Ndele geel kaarte ontvang. Jos Eras het saam met die Griffins se Kwan Eyman 'n rooi kaart gekry nadat hulle in 'n vuisgeveg betrokke was. Aan die Griffins se kant het Mingo Pietie, Chris Hollis en Jared Creer in die afkoelstoel gaan sit. Ander uitslae wat die naweek ontvang is Grense 22 aangeteken teen die SVD Arende se 57 punte. Die Pumas het 47 opgestapel teen die OP se 10 punte. Die Luiperds het 7 punte gekry en die Cheetahs het geantwoord met 64 punte. Die Valk het 15 punte aangeteken en die Griekwas het gewen met 52 punte. Engeland se 6-nasie aanslag het Saterdag aand in Parys met 'n bittersmaak geëindig toe hy in die doodsnikke met 48 teenoor 46 deur Frankryk gewen is. 'n Strafdoel deur Thomas Ramos het speeltyd iets van die verlede het Engeland se lot verseël, ondanks die span se beste vertoning op aanval van hierdie kompetisie. Ek is teleurgesteld en vir ons spelers en die ondersteuners, het die afrigter gesê. Die spelers het so goed gespeel en dit sou fantasties gewees het as hulle met 'n sege kon wegstap, want dit sou die dag spesiaal gemaak het. Ons was so baie naby daaraan gewees, het die afrigter Steve Boswick aan die media gesê. Engeland het kort voor rustyd 'n strafdrie afgestaan met Alice Genge wat koelkas toe gestuur is vir 'n rolmaal oortreding. Wales het Italië met 31 teenoor 17 in Cardiff gewen. Die 19-jarige Nkobani Mokoena is gister in sy buiging vir die Proteas toe hulle Nieu-Seeland met 7 paadjies in hulle eerste T20 wedstryd in Mount Maunganui geklop het vir sy 3-vir-26 as speler van die wedstryd vereer. Afrika was op 'n moeilike blad, ook 'n rukkie benoud voor hy met 93 vir 3 geantwoord het met nog 23 balle oor. Die 25-jarige Gerald Coetzee, wat in Oktober 2025 in 'n T20 wedstryd teen Namibia laas vir die Proteas gespeel het met 'n paadjie in elk van sy eerste 2 beurte vroeg die toon aangegee. Die Kiwi se kaptein Mitchell Santner, 1 vir 8 het die Proteas erg aan die raai gehad met sy draaiballe. Keshav Maharaj sê dis goed om te sien hoeveel diepte daar in die Suid-Afrikaanse stelsel is. Die tweede van 5 wedstryde word môre in Hamilton in Nieu-Seeland gespeel. Kimi Antonelli het gister sy eerste Formule 1 oorwinning behaal in die Chinese Grand Prix. Antonelli het aan die begin van die ren kortliks sy voorsprong verloor, maar daarna dit teruggeneem.
Ondanks 'n senitergende oomblik in die 14de draai met net 4 rondes om te gaan, kon Antonelli steeds 5,5 sekondes voor Russell die geruite vlag gesien het. By die verdedigende kampioenspan McLaren het die dag in 'n nagmerrie ontaard met sowel Lando Norris as Oscar Piastri wat weens onderskeidelik elektriese en krageenheid probleme nie eens by die wegspringpunt kon aangemeld het nie. Red Bull se Max Verstappen het op sy beurt nie die eindstreep gehaal nie, nadat hy met 10 rondes oor probleme ervaar het. Carlos Alcaraz hoop op 'n derde Indian Wells titel. Op 'n streep is deur Daniel Medvedev verydel. Die Rus het met 6-3, 7-6 die wêreld se nommer 1 geklop in die halfeindronde om sy plek in die eindronde te bespreek, waar hy teen die Italianer Jannik Sinner, wat in die ander halfeindstryd vir Alexander Zverev met 6-2, 6-4 uit die weg gevee het. Vroeër in die dag het Sinner die 4de keer Zverev getroof om sy eerste Indian Wells eindstryd te haal. Sinner tweede op die wêreldranglys het met 8 kusafslaane en slegs 13 ongedwonge foute sy teenstander gewen. Die Qatar-ronde van die MotoGP-reeks, wat op 12 April sou plaasgevind het, is na 9 November geskuif te midde van die oorlog wat tans in die Midde-Ooste woed, so die reeks se organiseerder Sondag in 'n verklaring bekend gemaak. Die besluit is in oorleg met die IMF, Motorfietswedrenners internasionale beheerliggaam, die aanbieder van die ren en die plaaslike owerhede geneem. Die skuif van die Qatarse ren na November beteken dat die seisoen nou iets wat langer as aanvanklik beplan was, sal wees. Die Portugese Grand Prix, wat op 15 November gehou sal word, sal nou 1 week aanskuif na 22 November. Die tradisionele laaste ronde in die seisoen, die Valencia ren, sal nou ook met 1 week aanskuif na 29 November 2026. Die Blitsbokke het Saterdag hulle eerste 2 groepwedstryde in New York teen Nieu-Seeland met 22-7 en Frankryk 12-5 gewen. In hulle laaste groepwedstryd het hulle egter in Australië met 12-19 verloor. Kort voordat die fluitjie vir rustyd geblaas het, het Selwyn Davids die Blitsbokke se tweede 3 gedruk. Sy 3 is verdoel wat die telling op 14-0 met die omdraaislag gemaak het. Dit is duidelik dat Philip Snyman, afrigter van die Bokke, sy span weet om groot en belangrike wedstryde te wen. Na die naweekse toernooi is daar nog 3 toernooie wat as die wêreldkampioenskap bekend sal staan. Die toernooie word in Hong Kong van 17 tot 19 April, in Valladolid van 29 tot 31 Mei en Bordeaux in Frankryk van 5 tot 7 Junie beslis. Die span wat bo aan die wêreldkampioenskap puntelys eindig, sal die seisoen se algehele wenner wees. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1929, Polokwane 1524, Lephalale 1727, Mbombela 1627, Mahikeng 1425, Pretoria 1526, Johannesburg 1324, Ermelo 1220, Galagadi 2334, Gaborone 1726, Richards Bay 2032, Pietermaritzburg 1631, Durban 2129, Port St. John's 1933, Pongola 1932, Maputo 2129, Bethlehem 1225, Bloemfontein 1428, Allewal Noord 1430, Welkom 1528, Vryburg 1429, Kimberley 1631, Appington 2335, Prieska 2134, Springbok 2235, Karasburg 2434, Keetmanshoop 2535, Mariental 2334, Alexanderbaai 1928, Brandvlei 2436, Loederitsbaai 2028, Vredendal 2137, Kaapstad 2026, Sutherland 1929, George 2035, Jeffreys Bay 2234, Cabarra 2136, Grafreinet 2034, Kapogelas 2026, De Aar 1931, Multino 1226, Beaufort West 2334, Oos-London 1835, Mabalane 21 in die oggend, 30 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.95 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.85. Die euro verhandel teen R19.35. 'n pond kos R22.42. 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $2042.
Palladium per fyn ons is $1,580. Silwer per fyn ons is $80.54. Goud per fyn ons is $5,022. Brent ruolie per vat is $103.14. Gedagte vir die dag: geluk gaan nie oor alles wat jy wil hê nie, geluk gaan oor of jy dit geniet wat jy wel besit. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename maandag en week word vir almal toegewens.